Hierdie is Straatwys, goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. Nou vandag is Vryheidsdag in Suid-Afrika. 'n Dag wat iets moes vier wat fenomenaal groot was in die geskiedenis. 'n Dag van deurbraak, 'n dag van nuwe asem, 'n dag waar mense uiteindelik sou kon sê ek is vry. Maar as ons regtig eerlik is, voel dit vandag nie so heeltemal so nie. Dit het amper 'n kragwoord geword. Iets wat ons sê, iets wat ons vier. Maar partykeer voel dit soos om 'n verjaarsdagkoek te bestel en te eet op 'n dag wat nie jou verjaarsdag is. Jy eet die koek, maar iets binne in jou sê, hier kort eintlik iets. Want as jy net vinnig om jou kyk, voel dit soms asof die verdeeldheid groter is as ooit. Daar's meer opinies, meer spanning, meer ek teen jou as ons saam. Maar kom ons gaan nie vandag diep daarin nie. Want dit is maklik om vas te kyk teen die wêreld daar buite en intussen vergeet ons die een plek waar ons wel 'n sê het. Hier binne in jou, in jouself, in jou verhoudings, in jou huwelik, in jou daaglikse keuses. So kom ons vra 'n eerlike vraag vandag. Is daar vryheid in jou lewe? Is daar vrede in jou hart en in jou verhoudings? Want hier is die ding, soos ook in die politiek en ons sien dit oor en oor. Ons staan almal en wag vir mekaar en ons wag vir iemand anders om eers te beweeg. Ons wag vir iemand om eers te verander. Ons wag vir iemand anders om vrede of ruimte te skep vir ons. Maar min mense wil eerste wees. En dalk is dit presies waar ons vassteek, want ons vergeet iets baie belangriks. En dis wat 'n vriendin, 'n goeie vriendin van my gisteraand vir my sê, toe ons hieroor praat, toe sê sy, dit gaan oor ingesteldheid en motief. Dis daardie stille plek binne in jou wat bepaal hoekom jy doen wat jy doen. As my ingesteldheid is, ek wag eers vir jou om te verander, ek wag eers vir jou om reg te maak, ek wag eers vir jou om vrede te bring, dan kan ons dalk vir ewig sit en wag en niks verander nie. Maar die oomblik wanneer iets binne in jou skuif, wanneer jou motief en jou ingesteldheid verander van wag na leef, na doen, dan begin iets anders gebeur. Jesus sê selfs in Matteus 5 vers 9, geseënd is die vredemakers. Hy sê nie geseënd is die wat wag vir vrede nie, nee, die wat dit maak. En dis waar Vryheidsdag skielik persoonlik raak. Want vryheid is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, dit is 'n daaglikse keuse. 'n Keuse om ruimte te skep, 'n keuse om nie altyd jou punt af te druk nie, 'n keuse om iemand anders toe te laat om asem te haal, selfs al verskil hulle van jou. En so kan praat hulle van bewussyn, daardie vermoë om nie net outomaties te reageer en vir jou wickets te keer nie, maar om bewuslik te kies hoe jy optree. En die ou wysheid leer ons om los te laat, om nie alles te beheer nie, om ruimte te maak vir vloei. En die Bybel sê dit baie eenvoudig ook in Filippense 2 vers 4, waar daar staan, moenie net aan julle eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En dis waar vryheid begin groei. Nie wanneer almal dieselfde dink nie, maar wanneer daar ruimte is, ook vir verskil. So miskien is Vryheidsdag nie iets wat ons moet vier nie, maar iets wat ons moet leef. Nie net woorde op 'n dagboekblad nie, nie net 'n slagspreuk op 'n billboard nie, maar 'n ingesteldheid, 'n motief, 'n manier van leef. Jy kan vandag daardie eerste stap neem. Jy kan vandag kies om 'n vredemaker te wees, om 'n vryheidsskepper te wees. Nie net daar buite nie, maar hier in jouself en in die mense om jou se lewens. Want uiteindelik begin ware vryheid nie in 'n land nie, maar in 'n hart van elkeen wat kies om dit te gee. Ek hoop jou dag is wonderlik en as ons weer tot ons weer saam stap, mooi loop.